Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gaste is saam met ons vanoggend Dr. Konrad Keiser. Hy is die voorsitter daar by Sakota en ook Jean-Pierre Kotse, die bestuurder van projekte en navorsing. Goeiemôre manne, welkom hier by ons. Dopie. So, onlangs het ons nou gehoor van die koringtariewe tot 0 verlaag is. Dis nou na 'n vertraging van omwat 3 maande, 'n lang tydperk van onsekerheid, nie 'n lekker ding nie. Maar Konrad, kan jy begin om vir ons luisteraars dalk te verduidelik hoekom het Suid-Afrika invoertarief spesifiek vir koring en hoe werk dit? Môre Dopie, ja. Ons het, jy sal onthou, tot in die middel 90 jare was koring gereguleerd in Suid-Afrika en daarna het ons gedireguleer. Ons het genoeg koring geplant en hier so van 1998 af toe dit nou gedireguleerde markte is, het ons al minder hektare begin aanplant en om Suid-Afrika te beskerm teen ingevoerde koring het ons begin om 'n invoertarief in plek te sit en dis basies gebaseer op die Amerikaanse harde koring, winter koring is dit ingestel en is tans op $279 bereken. So die gedagte met dit is om boere te beskerm is die internasionale koringprys van invoere onder die $279 per ton daal en dan weer om verbruikers te beskerm is die prys bokant hierdie vlak gaan. So dit was maar om produksie te stabiliseer en boere aan te moedig om aan te hou koring plant en op die oomblik waar ons selfvoorsienend was in die laat 90s voer Suid-Afrika nou bykans 50% van sy koring van internasionale markte in. So daar word maar 'n poging aangewend om hierdie koringproduksie te probeer stabiliseer en boere te beskerm teen hierdie laer koringpryse internasionaal. Nou Jean-Pierre, kan jy dalk vir ons sê oor Suid-Afrika hierdie invoere, waar kry ons dit vandaan en hoekom spesifiek vanaf hierdie lande om vanaf in te voer? Dopie, so Suid-Afrika het 'n klomp lande by wie ons koring kan kry. En dit hang maar af gedurende wat se tydperk van die jaar ons is en wat se lande, hoe groot die oes was in verskeie lande. Maar wat ons gewoonlik sien is dat aan die begin van die jaar is dit beter om in te voer van die lande bietjie meer noord op die wêreldkaart en dan later die jaar dan kom dit bietjie meer suid af. En ander aspekte wat ook 'n rol kan speel is as ons ekonomiese ooreenkomste het met ander lande. So die afgelope paar jaar het ons 'n groot gedeelte van ons koring ingevoer van lande soos Lithuanië, Poland, Rusland en Australië ook 'n klomp ingevoer van daar af. Dit is interessant wat die lande gekies word. Is daar groot verskil in die koringkwaliteit, Konrad, wat ons invoer teenoor ons plaaslike koring? Dit hang maar baie keer van die kwaliteit van ons plaaslike oes af en dan besluit kopers wat se kwaliteit hulle invoer. Oor die algemeen word koring wat ons noem op 'n 12,5% proteïen word ingevoer, maar af en toe is ons kwaliteit bietjie swakker gedurende 'n spesifieke jaar as gevolg van weeromstandighede en dan sal ons byvoorbeeld van Australië af koring invoer wat 'n goeie kwaliteit koring is of van Kanada koring af invoer, maar dis gewoonlik 'n baie duur koring, so hulle is baie selektief wanneer hulle dit invoer, maar oor die algemeen voer ons 'n groot hoeveelheid koring van Rusland af wat redelik mededingend in Suid-Afrika inkom. So as ons praat oor die ekonomiese ooreenkomste, is daar enige belangrike ooreenkomste spesifiek vir Suid-Afrika in terme van koring en wat is die impak van daai tipe ooreenkomste? Ja, Suid-Afrika het 'n ooreenkoms met die Europese Unie, die SADC-lande in Suid-Afrika om ongeveer 310.000 ton koring tariefvry in te voer. Dis 'n ooreenkoms wat die regering aangegaan is om ander Suid-Afrikaanse landbouprodukte weer in Europa te kan tariefvry verskaf. En van daai 310 kry Suid-Afrika so 290.000 ton tariefvry. Dit het 'n redelike impak en dit is 'n redelike groot gedeelte van die 1,7 miljoen, 1,8 miljoen ton wat ons gewoonlik invoer. So dit word gewoonlik hier rondom Februarie word dit gepubliseer in die Staatskoerant en dan volg daai invoere net daarna. So dit het 'n redelike impak en dit maak nie altyd die produsente is nie altyd so opgewonde oor daai ooreenkoms nie, want dit plaas 'n druk op die plaaslike prys. Nou, Jean-Pierre, in 'n onlangse persverklaring het julle verduidelik dat die koringtarief op 6 Augustus
uiteindelik na 0 verlaag is. Vanaf wanneer is hierdie verandering dan verwag en watter tipe impak het hierdie vertraging in die aankondiging op die mark? Dopie, jy is 100% reg. Die aankondiging was op 6 Augustus gemaak, maar wat ons noem die trigger wat sê hierdie aankondiging moet gemaak word, was reeds die 12de Mei al in die mark gewees. So almal in die mark het reeds die 12de Mei geweet dat hierdie koringtarief moet afkom na 'n 0 tarief toe, maar dit het nog nie gebeur nie. En dis moeilik om presies te sê hoe groot die impak is, maar as ons kyk byvoorbeeld van die 1 Junie tot omtrent die eerste week van Augustus, volgens die SAGE syfers was ongeveer 430,000 ton se koring ingevoer gedurende daai tyd. En ek gebruik daai datum want daai datums sê basies dis die datums wat die mark daai tarief gesien het as onnodig. So gedurende daai tyd was daar nog steeds 'n tarief van R153 gewees per ton. So as ons dit bereken, is dit omtrent 60 miljoen rand se kostes vir die waardeketting en daai koste word natuurlik oorgedra na die verskaffers, na die verbruikers toe, wat onnodig in die mark is. So dit is 'n probleem en dit is ongelukkig dat ons so lank moet wag en die lankwag is een probleem, maar die ander probleem is ook die onsekerheid wat dit bring oor wanneer 'n tarief gaan in werking kom en dit maak die verhandeling en die vooruitbeplanning baie moeilik. Ons gaan nou 'n bietjie verder met julle gesels, kerels. Dis ons gaste op Grootplaas volgende, Dr. Konrad Keiser en Jean-Pierre Kotse van albei van Sakota af oor die koringtarief wat tot 0 verlaag is na 3 maande se vertraging. Nou jou tyd vir jou Grootplaas kalender. Welkom terug op Grootplaas, saam met ons volgende Dr. Konrad Keiser en Jean-Pierre Kotse van Sakota, die South African Cereals and Oilseed Trade Association. Hulle kuier vanoggend in die ateljee om te gesels oor die koringtarief wat tot 0 verlaag is na 'n vertraging van 3 maande. So, Konrad, het julle enige idees oor hoe hierdie vertragings en onsekerhede reggestel gaan word? Wel, ons het al in November 2024 het ons aansoek gedoen by ITEC om te kyk of ons die stelsel kan kry soos ons die petrolprys aanpassingsstelsel kry wat halwe outomatiese stelsel is wat maandeliks aangekondig word en toe bykans na amper 2 jaar het ITEC toe teruggekom en nie die aansoek goedgekeur nie. So dit maak dit baie moeilik. Die minister voel hy kan self met eie interpretasie dit aankondig en hy het self sy onderneming gegee dat hy sal gouer reageer. En as ek reg onthou, Jean-Pierre, is dit amper een van die langste tydperke wat hy nog gevat het om wel die aankondiging te maak. So dit strook nie regtig met die realiteit nie, maar ons sou graag wou gehad het daar moet 'n tipe outomatiese aanstel of aankondiging kom, soos wat ons het met die petrolprys aankondiging, want SAGE bereken die syfer, ITEC gebruik die syfer soos hulle dit bereken. So ons dink daar's 'n beter en makliker manier om dit voorspelbaar te maak. Is daar 'n rede hoekom daai vertraging so lank gevat het? Miskien die oorskakeling van vorige minister van landbou na die nuwe minister dalk? Kyk, is eintlik die minister van Handel en Nywerheid wat dit aankondig. Die minister van Landbou beveel dit aan, hy het dit aanbeveel en dan moet ITEC dit weer evalueer en die aankondiging maak en kyk na die omstandighede en dis gewoonlik waar 'n groot oponthoud is voordat dit nie vir die minister van Finansies gegee word om dit in die staatskoerant te publiseer, maar die groot oponthoud is by die minister van Handel en Nywerheid. Want klink vir my daar's te veel ministers betrokke by hierdie hele proses as ek dit so luister. Maar Jean-Pierre, het ITEC dan
dan met enige alternatiewe oplossings vorendag gekom of wat is die gedagte dan nou vorentoe? Dopie, op hierdie stadium in hulle verslag wat hulle vrygelaat het in die begin van Junie, het hulle erkenning geneem dat hierdie vertragings in die tariefaankondiging 'n probleem is en hulle neem kennis daarvan. En hulle het in hierdie verslag wat in die Staatskoerant gepubliseer is, gesê hulle onderneem dat die kommissie, die Departement van Handel en Nywerheid, SARS en die Treasurie wel 'n plan sal maak om hierdie vertragings te verbeter. Nou, wat dit die ironie of die hartseer daar agter is, toe hulle daai stelling gemaak het, het ons reeds 'n maand gewag vir hierdie huidige tarief wat verlaag moet word. En nadat daai stelling gemaak is, het ons nog 7 weke gewag voordat dit in stelling gebring is. So wat hulle sê is nie noodwendig wat ons sien in die industrie nie, wat ongelukkig is, en dit het baie ongelukkigheid in die industrie gebring, hierdie beslissing wat hulle gemaak het dat alles eintlik maar dieselfde bly. En ons het dit toe ook na 'n ander vlak toe gevat om te kyk of ons by die seksie 7 wat deur die NIMC gestig is, te kyk of ons dit daardeur ietsie kan regkry. Nou, Konrad, julle het ook gepraat al van 'n seksie 7 komitee wat daar is vir koring. Wat bedoel julle hiermee en wat presies behels dit? Kyk, op die oomblik is koring in 'n redelike krisis. Ons het hierdie jaar nou die laaste hektare in koring aangeplant ooit in die geskiedenis in Suid-Afrika. So die verbruikers, kopers en produsente is baie bekommerd oor die voortbestaan van koring en die funksionering van die koringbedryf. So die Nasionale Bemarkingsraad adviseer gewoonlik die minister van Landbou met advies en hulle kan sekere komitees stig om 'n industrie te ondersoek. En hier is nou hierdie seksie 7 ondersoek in werking gestel wat basies op 4 pilare gebaseer is, waarvan die eerste pilaar gaan oor landboubeleid en die hele prysingsmeganisme. Dan die tweede pilaar gaan oor die waardeketting, met ander woorde die produksie, die stoor van graan, die vervoer, die logistiek van graan. Dan die derde pilaar gaan oor bemagtiging in die koringbedryf en dan die vierde pilaar gaan oor die tegnologie, innovasie, vooruitgang in bioveiligheid in die hele bedryf. So hierdie 4 pilare word nou deur aparte deelnemers in die waardeketting wat op hierdie komitees dien ondersoek en dan gaan daar 'n aanbeveling aan die bemarkingsraad gedoen word wat weer na die minister toe gaan om te sê is hier seker goed wat ons in die koringbedryf kan doen om te verseker dat die koringbedryf nie verder agteruitgang nie en laat ons dalk die bedryf kan stabiliseer want is 'n redelike bekommernis as jy al hoe meer van invoere op koring afhanklik begin raak. So, Jean-Pierre, kom ons sluit af met jou. Ons het nie meer baie tyd nie, so 30 sekondes, maar wat is van die ander uitdagings wat die koringindustrie tans ervaar? Dopie, net vinnig, soos wat ons kan dink, daar's 'n klomp goeders wat saam moet speel om 'n industrie reg te laat werk. So van die ander probleme wat ons in die industrie sien is die kwaliteite om seker te maak jy kan die kwaliteit wat jy wil uitlaai wanneer jy dit moet uitlaai. En 'n ander probleem wat ons ook sien is markinligting deur die JSE. So een van die voorstelle is 'n Commitment of Traders report soos ons dit noem of 'n COT rapport wat aangevra is dat ons kan kyk wat in die mark aangaan, wat se spelers in die mark dra, wat se posisies in die mark. Hoorie, dit was baie lekker met julle ouens te gesels. Dankie vir die werk wat julle doen ook natuurlik. Dit is ons gaste op Groot Plaas vanoggend, Dr. Konrad Keiser en Jean-Pierre Kotse van Sakota, die South African Cereals and Oilseed Trade Association, en dit natuurlik na die koringtarief wat na 0 verlaag is na 'n vertraging van onlangs 3 maande. Dis alweer vir die tyd vir Groot Plaas vir vanoggend. So Piet, lekker saam met ons te kuier en dan kuier ons weer môreoggend saam.